Goeiedag van my kant af ook. Ons lees vanoggend 'n pragtige gedeelte uit Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 13 en ons gaan lees vanaf vers 12 tot by vers 16. Voor ons lees net so 'n paar opmerkings oor die eerste lesers van hierdie brief. Die skrywer van Hebreërs skryf vir 'n tweede generasie gelowiges. Mense wat moedeloos geraak het, wat moeg geraak het, wat besig was om uit te sak en wou amper terugkeer as mens na die boek luister, wou terugkeer na die ou weë toe, na die dinge wat was voor Christus. So kom ons lees vanaf vers 12. Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gelei om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Laat ons dan nou ook uitgaan na hom toe, buitekant die laar en die smaad dra wat hy gedra het. Want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Hebreërs praat in hierdie gedeelte oor twee temas wat hy baie sterk laat funksioneer in sy hele brief. En die twee temas is die tema van die ou bedeling en die nuwe bedeling. Die ou bedeling is die bedeling voor Jesus se koms na die wêreld toe. En die rede hoekom hy oor hierdie ou bedeling praat is omdat daar mense was wat wou teruggryp, gelowiges was wat wou teruggryp na hierdie ou bedeling toe. En nou sê hy nee ouens, dat 'n nuwe bedeling aangebreek. En hierdie nuwe bedeling het aangebreek met Jesus. Die ou bedeling was gebaseer gewees op offers, op die offerpraktyke van Israel. Offers wat hulle moes bring om versoening met God te bewerkstellig. En Hebreërs sê daardie bedeling is verby want Jesus het nou gekom en Jesus het 'n volmaakte, eenmalige, onherhaalbare offer gebring vir die sonde. So Jesus het gekom en hy het die verhouding met God finaal kom herstel deur sy offer aan die kruis. En nou is daar party mense wat sou sê, wat Hebreërs nou sê, is dat offers nou nie meer nodig is nie. Maar dis nie waar nie. Wat Hebreërs hier sê is nie dat offers nou oorbodig geraak het nie. Dis nog steeds noodsaaklik, sê hy, maar die aard en die bedoeling van offers het nou radikaal verander. Dis nou nie meer offers sodat ons versoen kan word met God nie. Dis nie nou meer offers om ons verhouding met God reg te stel en vergifnis van sonde te kry nie. Dis nou in die nuwe bedeling sedert Jesus se volmaakte offer, is dit dankie offers. As ons die offers wat nou noodsaaklik is offers van dankbaarheid. Offers wat kom uit 'n dankbare hart. En Hebreërs sê, daar is 3 sulke noodsaaklike offers. Hy sê eintlik daar's meer, maar vandag gaan ons fokus op hierdie 3 offers. 3 offers wat noodsaaklik is. En dis 'n offer, die eerste offer is 'n offer wat gebring word met ons voete. Die tweede offer is 'n offer wat gebring word met jou lippe. En die derde offer is 'n offer wat gebring word met jou hande. Hier staan in vers 13, staan hierdie woorde, ons is nou by die eerste offer, die offer wat gebring word met jou voete. Daar staan, laat ons dan nou uitgaan, jou voete moet beweeg na hom toe buitekant die laar. Nou so die eerste offer, het ons gesê, is 'n offer wat gebring word met jou voete. Ons moet buitekant die laar gaan na waar Jesus is. Nou, wat beteken dit? Dit het te maak hier met in die laar, die beeld wat hier gebruik word, is in die laar, binne in die laar, is dit veilig en is dit gemaklik en is dit gerieflik en is dit selfs tot 'n mate voorspelbaar. En as die skrywer van Hebreërs nou sê, ons moet uitgaan buitekant die laar toe, dan sê hy, beweeg uit die plekke waar dit veilig is, waar dit gemaklik is, waar dit gerieflik en voorspelbaar is. Beweeg na waar Jesus is. Want die gevaar wat Hebreërs raak gesien het vir die gemeente aan wie hy skryf, maar wat ook vandag nog 'n gevaar is die gevaar van 'n goedkoop evangelie. Dis die goeie nuus van Jesus sonder die eise van Jesus. Dis die goeie nuus sonder gehoorsaamheid. Dis wanneer ek weet wat ek moet sê en wanneer ek weet dat ek iets moet sê,
in 'n situasie en vir 'n spesifieke persoon of vir 'n spesifieke groep mense, maar ek bly stil, want ek is nie lus en ek sien nie kans vir die prys en die koste daaraan verbonde nie. 'n Goedkoop evangelie is as ek weet, ek moet na 'n plek toe gaan, ek moet in 'n situasie instap, maar ek wil dit nie doen nie, want ek is nie lus vir die prys nie. Ek sien nie kans vir die offer wat gebring moet word nie. Maar dis nie wat Jesus gedoen het nie. Jesus het sy plek van gerief, van gemak, van veiligheid en voorspelbaarheid, sy ereplek, sê Filippense, in die hemel verlaat en hy het aarde toe gekom. Hebreërs sê, hy het gekom en hy het kom sterf, hy het gelei buitekant die laar, waar dit nie veilig is nie. Jesus is nie op die plekke wat veilig en heilig en voorspelbaar en gerieflik is nie. Jesus is tussen die mense. En nou nog, want hy het gekom na hierdie wêreld toe, hy is God by ons. En waar mense mekaar vandag doodmaak, vermoor, haat, vloek, met klippe gooi, daar is Jesus. En waar mense so honger is dat hulle gras eet, omdat hulle niks anders het om te eet nie, daar is Jesus. En waar mense afbreek en verbrand en vernietig en verwoes, daar is Jesus met sy deurboorde hande en met sy deurboorde voete. En nou sê Hebreërs, waar Jesus is, daar moet ons wees. Waar Jesus is, daar moet sy kerk wees. Nie in die laar nie, maar daar. Daar waar die boodskap en die versoening van Jesus nodig is. Daar waar die verandering wat die evangelie bring bitterlik nodig is, daar moet Jesus en daar moet die kerk van Jesus saam met Jesus wees. Die offer wat ons bring met ons voete. Maar ons tweede offer, die tweede offer lees ons in vers 13 en vers 15, dis die offer wat ons bring met ons lippe. Vers 15 staan daar, laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Om 'n offer van lof te bring aan God, as ek dit nou in gewone Afrikaans moet verduidelik, beteken, as ek nou 'n Engelse woord kan gebruik, beteken dat ek brag nie oor myself nie, nie oor my gemeente nie, nie oor my eie prestasies nie, maar dat ek groot praat, die Afrikaans van brag, dat ek groot praat oor God. Dat ek met mense, met wat ek ken, mense vir wie ek lief is, my familie, my vriende en met vreemdelinge, wat wil of nie wil hoor nie, praat oor hoe goed en hoe groot en hoe mooi God is. Dat ek groot praat oor God met mense. Maar offer van lof beteken ook dat ek groot praat, en dit klink dalk vir jou snaaks, maar dat ek groot praat oor God met God. Dat ek in gebed vir God vertel wat hy in my lewe beteken. Dat ek met hom praat oor wie hy is en wat hy doen, oor sy karakter, oor sy eienskappe, oor dit wat hy elke dag in my lewe beteken. Dat ek groot praat oor God met God. En een van die wonderlike maniere waarop ons met groot kan praat met God oor God, is wanneer ons sing. Wanneer ons met bly harte lofliedere sing tot eer van God. Maar hier in hierdie gedeelte, hier in hierdie vers 15, is daar twee ontsettend belangrike woorde. Ek wil amper sê, dis die twee belangrikste woorde van hierdie hele gedeelte. En dis die twee woorde, deur Jesus. Ek bring offers van lof, ek praat groot oor God, deur Jesus. Iemand het so mooi gesê, hy sê, jy kan nie met 'n dankbare hart en met 'n bly hart offers van lof bring, lofliedere sing en praat oor God en met God, as jou prentjie van God iemand is wat met 'n frons na jou kyk nie. Hy sê, jy sing lofliedere aan God met 'n bly hart,
wanneer jy sien hoe God na jou kyk en glimlag. En dis hoekom die woorde deur Jesus hier so belangrik is. Iemand het gesê, Jesus is God se glimlag. Want wanneer God na my kyk en hy sien Jesus raak wat versoening gebring het, dan sien hy die een raak wat God laat glimlag oor my lewe. Want Jesus het my in die regte verhouding met God gestel. So die tweede offer is 'n offer van lof deur ons lippe, wanneer ons deur Jesus, God se glimlag, goeie dinge en mooi dinge oor God sê. En dan is daar 'n derde offer, en dis die offer wat ons bring met ons hande. Vers 16. Vers 16 staan daar, moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Nou, om mededeelsaam te wees is eintlik 'n baie eenvoudige begrip. Dit is om dit wat ek het en wat iemand anders nie het nie, met daardie persoon of persone te deel. En nou is dit vreeslik belangrik dat ons hier sal verstaan, wanneer ek goed doen aan iemand anders, dan iemand wat minder het as wat ek het, of wat nie het wat ek het nie, dan is dit nie maar net dat ek vir 'n oomblik daardie persoon se lewe so bietjie beter maak nie. Dan gaan dit nie net daaroor dat ek daardie persoon se omstandighede verlig nie. Om mededeelsaam te wees en goed te doen, dis wat Hebreërs vir ons wil leer, is om offers aan God te bring. As ek aan mense goed doen, dan is ek besig om te offer met 'n dankbare hart aan God. Jakobus vat dit nog verder. Jakobus sê dat wanneer ek sorg vir weeskinders, wanneer ek sorg vir weduwees, vir mense wat nie het nie en wat nie mag het nie en wat nie regte het amper nie. As ek vir hulle sorg, dan is ek besig met die hart, met die kern van diens aan God. Hoor jy wat sê Jakobus? Hy sê, wanneer ek mense dien in Jesus se naam, is ek besig om God te dien. As ek besig om God te eer, dis ware godsdiens, sê Jakobus. En dan gaan Jesus selfs nog verder. Jesus sê, as ons vir iemand wat dors is, en op 'n warm dag 'n beker koue water gee, dan gee ons dit aan hom. As ons vir iemand wat nie klere het nie, klere gee om aan te trek, dan gee ons dit vir Jesus. Wat die goeie wat ons aan mense doen, aan die geringstes doen, dit doen ons aan Jesus. Een van die wonderlikste maniere om Jesus lief te hê, is om mense lief te hê. Is om met ons hande goeie dinge te doen aan mekaar, aan hulle wat nie het nie. Dit is die offers. Mensediens in Jesus se naam is die offers wat vir God aanneemlik is. Ons kyk vandag met dankbare harte na hierdie wêreld waarin ons leef. Want in hierdie wêreld het ek en jy die voorreg om saam met Jesus te leef. Die oproep wat ek vandag vir jou wil gee, die oproep wat ek tot jou wil bring vandag. Kom na Jesus toe. Stap die pad van die lewe saam met hom. Laat jou voete loop na die plekke toe waar Jesus is. Gaan ontdek die plekke waar Jesus besig is en gaan sluit by hom aan. En wanneer jy kyk en ontdek waarmee Jesus besig is, praat groot. Bring offers van lof met jou lippe aan God. Omdat jy sien wat hy in jou lewe doen en omdat jy beleef en sien waarmee hy besig is in hierdie wêreld. En moenie nalat om vir hom lief te wees met jou hande nie. Moenie nalat om vir hom lief te wees deur dit wat jy het te deel met ander nie. Laat ons onophoudelik dankieoffers bring aan ons goeie Vader. Amen.
Hemelse Vader, in hierdie dag erken ons saam met die skrywers van Hebreërs, saam met elke getuie in u woord, in die Bybel, en saam met elke ander volgeling van Jesus wat dit al ontdek het, dat u goed en groot is, dat daar niemand soos u is nie. U is waardig om aanbid en geëer te word. U verdien al die offers wat ons kan bring. U verdien ons lewens as 'n offer. U verdien ons voete as 'n offer, ons lippe en ons hande. Kom Here Jesus en reinig ons. Kom Heilige Gees, kom inspireer ons om met ons lewens 'n verskil in hierdie wêreld te maak. Om deur ons lewens, wanneer ons mense aanraak, deur ons geld en deur ons getuienis en deur dit wat ons gee en sê en doen, kom en gebruik dit om u te verheerlik in hierdie wêreld, om mense nader aan u te bring. Kom inspireer ons en kom gee ons krag, Heilige Gees, om offers van dankbaarheid met ons lewens te bring. In die naam van Jesus.